Daar sê, ek is baie opgewonde oor hierdie gesprek met Jacques en Joanne. Daar sê, hallo Joanne, hallo Jacques. Dans Kobus. Dan sê, hoe gaan dit met julle? Daar sê nie lieflik, wil nie klaar nie man. Lekker man, jette, ek is so bly. Ons kan praat vanaand. Net kyk of ons, daar kom ons nou aan. O, daar sê, okay, ek kan my kamera kan sit. Daar sê. Daar sê. Lekker man. Okay, dan. Kom draai. So, ons kyk hoe dit gaan werk. Alright. Nee man, great. Ja, nee, so vir die mense wat nou inskakel op Facebook en op TikTok, baie dankie dat julle hier is, en hierdie is, Jacques, is seker al ons derde gesprek, nee, wat ons so praat met mekaar. Ja. Dit is juist. Ja, yesterday man, ek is regtig bevoorreg, ek het nou daaraan gedink, ek het nou net 'n video gemaak, so 20 minute terug, toe maak ek 'n video om dit nou 'n bietjie te adverteer en so. En die rede hoekom ons vanaand eintlik praat, die eintlike rede is ek het so aanval gekry in hierdie week Joanne, en ek het jou daarvan vertel, waar iemand vir my gesê het, of was dit nou verlede week, waar iemand vir my gesê het, moet nooit, uit die woord 4 keer gebruik, toe sê hy, moet nooit vir iemand sê, dat depressie kan, jy weet, gefiks word, is sy woord, gefiks word met dieet nie. Nou, ek wil sommer van die begin af sê, voor TikTok my nou ban, jy moet nooit jy moet nooit jou medikasie sonder jou dokter verander nie, en jy moet altyd professionele hulp soek, en jy moet altyd met jou dokter praat, en jou medikasies met jou dokter bespreek. Maar, moenie mense se hoop wegvat nie, en dit was my reaksie video gewees teenoor die persoon wat my nou daardie ding gesê het van nooit. En ja, hierso sit ons nou met die nooit hier voor ons. en ja, soos ons nou maar in daardie live bespreek het, julle sal nou hoor, die mense wat nou luister hierso op Facebook en op TikTok, Jacques en Joanne stap 'n lekker coaching pad met my al vir langer as 850 dae, en julle sal hoor dat een van die goed wat in hulle lewe verbeter het, is die simptome van depressie en angs met die karnivoor dieet. Daarmee sê ons nie dat die karnivoor dieet 'n fix is vir almal se depressie nie, dis nie wat ons sê nie, ons sê dit het in Joanne se geval definitief gebeur, en ook baie ander coaching vriende rapporteer gereeld mos daar op ons bootcamps, rapporteer hulle gemoedstoestand verbeteringe en so meer. Maar nou ja, daar begin ons nou, laat ek nou ophou praat, en Jacques, julle kan enigeen van julle kan maar 'n bietjie, gerus maar 'n bietjie 'n agtergrondskets vir die mense wat nou inluister en so. Jy's baie welkom. Dan net sê, kan jy ons hart duidelik hoor daai Kobus? Baie mooi duidelik. Lekker. Ja. Nee, 10:04. Yes. Ja, kyk, ons is maar Rusmig se wêreld af, Kobus, soos jy weet ook, ons is nou al vir 'n baie geruime tyd, wat ons jou het as 'n coach vir ons, en ons is baie ewig dankbaar vir jou ook, en om ons daai leiding te gee, weet, laat ons net op die regte pad bly ook, en dan dieselfde met al die coaching vriende. Jy weet, en dit is wat ek altyd sê ook, ons het altyd daai ekstra mense nodig om, hoe kan ek sê, jou die realiteit by ander mense te hoor. Weet, nie net om my YouTube video te sit en kyk actually nie, maar om in 'n groep saam met mense te klim en hulle ervarings en hulle wenne te kan hoor. Weet, en ek dink dit speel nog steeds 'n baie groot rol vir ons op die ouene van die dag. Daar's letterlik soos wat mense sê ook, jy kan altyd iets nuuts leer. Jy verstaan van ons kant ook af, weet, die pad wat ons daar gestap het, weet, ons het baie wenne gehad, ek het wenne gehad. Ek dink Joanne het die meeste, of hoe gaan ek sê, die beste wenne gehad, weet, vir haar eie liggaam, haar eie siel, weet, het sy die beste wenne gehad, weet, vir my, soos ek sê, ek het maar net getag along, maar ek het wenne, weet, verstaan, so, die leefstyl waarop ons is 'n wen vir ons, Kobus, dit doen werk, en dis kom is ons nog vandag op hierdie leefstyl
waar ons is. Ek meen, ek het my, soos ek al gesê ook, my asma is beter, my vel, ek meen, waar ek altyd 'n olierige vel gehad het, en karnivoor, dink ek, dit is een van die wenne, ek het nie meer daai olierige vel op my nie. En dan is van kyk, sy was gister, ja, dat kom, sy daai storie om te vertel. Maar ja, so ek het regtig my wenne, Kobus, en die laaste wen sal ek sê is my gewig, en dis vir mense al sê ook, fokus op jou liggaam eet vir genesing. Ja. Jy weet, moenie net inspring, ek wil bekarring voor dieet, moet dit nie eens dieet nie, noem dit net 'n leefstyl, want dit is nie 'n dieet nie. So, moet dit nie net gaan doen vir gewigsverlies nie, weet, dit is een van die goed wat sal bykom, hang af elke ou se liggaam is anders, weet, tussen mans, tussen vrouens, so, om gewig te verloor, it will be added, weet, if it's meant to be, it will be added, Ja. maar jou liggaam sal, yes. Ja, ja. Maar dit is so, nutshell hier van my kant af, ek dink, Joanne het baie om te sê, so, Ja, maar wil jy eers bietjie stilstaan? Ek wil eers bietjie stilstaan by wat jy nou gesê het. Jy het soveel wysheid daar gepraat. En ek wil ook vir jou dankie sê, Jacques, van my kant af en namens die coaching vriende ook vir al jou insette wat jy self ook al gelewer het en Joanne. Jy maak 'n indruk op baie mense en ook jou laaste aanbieding wat jy baie geestelik gepraat het en ons kan vanaand definitief geestelik praat. Ons is mos nou nie bang daaroor nie. Ja, so, en ek dink al die goeters kom by mekaar uit op die einde van die dag. Daar's 'n rede hoekom ek en julle paadjies gekruis het. Daar's 'n rede hoekom julle vasbyt op die coaching en nog nie een coaching sessie gemis het in 855 dae of 860 dae, wat ook al dit is nou. Jy weet, en die feit dat julle deur dik en dun, en ons sal nou by die dun kom, by die moeilike dele kom, maar die feit dat julle vasbyt en so goeie voorbeeld stel en ook deursigtig is in julle struggles, die swaar tye, weet waar daar maar goedjies gebeur het en so, en op die einde van die dag stel julle regtig 'n baie goeie voorbeeld vir mense en dit is bemoedigend. Jy weet, soos jy nou maar gehoor het in daai live van nou aand, daar is van ons coaching vriendinne wat nou deur 'n baie moeilike tyd gaan, soos dit nou maar in die menslike wêreld gebeur. Ons is nie bulletproof nie. Dinge gebeur met ons liggaam, maar soos ek maar altyd sê, in my opinie is die karnivoor die beste opsie wat ons ook al het, want Joanne, wat is die alternatief? Jy weet, wat is die alternatief? Is dit nou om 'n klomp saadolie en hoë koolhidrate en suiker te eet en ek en julle weet, daar's nie eens 'n way om dit te oorweeg nie, maar ek dink baie mense is nog nie op daai level nie, en ek dink dis hoekom hierdie gesprek baie spesiaal is, en weer eens, baie dankie vir julle kosbare tyd. Jy weet, Jacques, iemand het eendag vir my gesê, dat tyd is lewe. Jy weet, tyd is lewe, en wat julle vanaand vir my gee, en vir die mense wat nou luister, is julle gee 'n deeltjie van julle lewe, wat julle nooit sal terugkry nie. Verstaan, jou lewe is jou tyd is jou lewe, en is baie spesiaal, en dit is so kosbaar, jy weet, en ek dink mens moet dit waardeer en koester, en hierdie video's, soos julle vorige video's ook, het gaan mense beïndruk, het gaan mense aanspoor, en ook baie keer identifiseer mense met mense, jy weet, mense identifiseer met jou situasie, maar ek praat nou alweer te veel. So, in elk geval, kom ons gee maar vir Joanne die microfoon. Joanne, jy kan gerus inspring, en dan kap ons om. Nou ja, goeienaand Kobus, en luisteraars. Nee, kyk, weet jy, ek is nogal opgewonde oor vanaand se gesprek, want ek sit en dink die hele dag daaraan om te dink, het gaan nou lekker wees net 'n bietjie om my storie te vertel, sonder om regtig eintlik interrupt te word, in die sin van, jy weet, elke keer as 'n mens probeer iemand oorreed, doen nou, karnivoor, kyk wat het vir my gedoen, dan staan altyd daai doubt, maar dit, en die, en daai, en weet jy, dit gaan net vir my lekker wees net om my getuienis te bring. Absoluut. Hoorie, so, voordat ek jou in die rede val, maar gee hulle om op kamera te wees, of
Glad nie. Is dit? Glad nie. Ek gaan nou iets probeer, want ek en Joanne hulle is nou op 'n WhatsApp video call. Nou ek gaan nou die TikTok kamera probeer draai en kyk of ek nie dit kan doen en of ons iets van die beeld af kan kry nie. Nou sien hoe mooi lyk die mense. Ek probeer hom nou daar kry. Maar daar kan julle nou vir Jacques en Joanne sien, nou kyk hoe jeugtig is hulle, né? So, ja, so ek dink dit is maar hoe ver ons gaan kom. Ek dink dit is te moeilik om dit te doen. Anyway, ja, in elk geval, nou TikTok ten minste gesien, julle is genuine. So, Ja, ai nie. julle is nie AI nie. En die jong mense daar van Rustenburg. Ja, maar ek moet julle regtig sê, julle albei lyk baie jonk, hoor. Ek moet vir julle kompliment gee daarso. So, ekskuus jou, en ek het jou nou gruwelooslik in die rede geval. Nee, dit is bosrag. Ekskuus, ja, ek moes net gou uithardloop. No problem. Ja, Kobus, soos ek sê, op die uiteinde van die dag, as ek net een persoon kan help, Ja. van almal wat luister en wat in die toekoms na die video kan luister, sal ek ewig dankbaar wees. Ja, so laat ek met my journey begin. Ek sê ons is vandag 857 dae op die Carnivore. Ja, so nou ja, laat ek by die begin begin. Dit was 2023 Oktober, wat ek reeds bedleend was, as gevolg van cholesterol medikasie waarop ek was. En ek het op 'n stadium in daai tydperk van Oktober 2023 tot en met Februarie, Maart maand 2024 het ek op 'n stadium gekom in my lewe wat ek een hand op die bed gesit het en ek het met die Here gepraat en ek het vir die Here gevra hy moet my kom haal, want eerstens dit is nie 'n lewe nie, ek wil nie so oud word nie. En Kobus, my seun se matriekfoto's het ek vir Kobus aangestuur, so hy het uiteindelik gesien hoe siek ek was in vergelyking met wat julle almal ook vanaand gesien het. Ons sal nog daaraan werk om 'n fotootjie te kry van die foto's wat ek vir hom gestuur het, laat hy before en after foto's kan opsit van ons. En veral nou na so lank wat ons op die Carnivore is, dink ek dit is ideaal, dis die ideale tyd. So ek sal terugkom na jou toe met dit, Kobus. Maar ja, julle, so ek was op my laaste, letterlik. En ek het daai aand met die Here gepraat en deur die loop van die week wat daarna gekom het, die algoritme van die foon het Carnivore op my foon, soos ek dit nou maar noem, opgepop. En julle moet my maar verskoon, ek het nie rare gefilter nie, so ek sê dit soos wat dit is. Dit help nie mens draai doekies om, ek is nie so nie, ek sê dit, want dit is wat dit is en dit is hoe dit gebeur het. Nou ja, en ek het op die video's afgekom en ek het gedink, wat is dit hierdie? Die mense is mal. Jy kan nie net van vleis eet nie, wat van jou cholesterol? Al daai 10,000 questions wat ek seker al van is baie mense al gehad het. En nou ja, ek het so tussen 4 en 6 weke se ondersoek self gedoen. En ek het vir Jacques laat weet en nou ja, Jacques, soos hy sê, hy het nie eintlik veel van 'n keuse gehad nie, hy het nou maar net ingespring saam met my. Sy woorde was gewees, wanneer begin ons? En nou ja, ons het ingespring op Carnivore. Wat ek nou na soveel dae sal voorstel, asseblief as julle kan, doen dit stelselmatig. Want, ja, ons het op eiers en mince begin. Dit is wat ek in my huis gehad het, en dit is wat ons geëet het. En ek dink dit was seker so 2 weke nadat ons op die Carnivore begin het. En ek moet ook sê, ek het skoon begin. Ek en Jacques het alles gelos. Dadelik. Suiker,
was vir my nog 'n bietjie van 'n probleem, want weer eens besef ons ook nou, dit was 'n verslawing, eintlik as jy mooi daaraan dink. En nie dit geweet nie, ons het, ek dink dit was 2 maande, dit was April het ons begin op die Carnivore, April, Mei, Junie, omtrent Junie, Julie dink ek het ons op Kobus afgekom. En ek is ewig dankbaar dat ons op hom afgekom het, want toe is my liggaam in traksie, letterlik. In die sin van, wat ek nou besef, dit is hoekom dit nou so lekker is om na soveel maande weer daaroor te kan praat, is wat ons nie daai tyd besef het nie, is oxalate dumping. Magnesium, jou elektrolyte, my liggaam het, ek kan nie vir mense sê hoe seer ek gehad het nie. Dit was op 'n stadium so erg gewees, dat ek na 4 maande op die Carnivore vir Jacques sê ek slaap. Ek is nou klaar met die vleis ding, want duidelik werk dit nie, en ek is 'n baie ongeduldige mens in daai opsig. Jy weet, as ek vir 'n paar weke 'n ding gedoen het en dit werk nie, dan werk dit nie. Nou, ek praat nou van 4 maande. So, ja, dis hoekom ek dank die Here elke dag vir Jacques. So dat gewerk. Ja, ja, hy het net vir my gesê, my baby, hou net vas, byt vas, druk deur, want kyk, in daai tydperk moet ek sê, weer eens soos Jacques in die begin gesê het, mans en vrouens is verskillend. Elke persoon eintlik op die Carnivore gaan verskillende ervarings hê, waar Jacques dadelik 'n verskil kon ervaar, voel en sien, het ek 2 dinge ervaar, en dit was my inflammasie het ligtelik opgeklaar. Ek was nog steeds half bedleend op daai stadium toe ons net begin het, en ek het ervaar, my brain fog het begin verlig. Dit was nie meer so verskriklik erg nie, maar met die depressie en die angs en alles was dit maar nog steeds erg, maar ek kon 'n verskil ervaar, vir oomblikke, deur die dae. En, nou ja, en ek dink, met die ervaringe wat Jacques gehad het, het hy net gevoel, ek kan nie opgee nou nie. En hy het my motiveer, my aangemoedig, en ek het net besluit wel, wat het ek om te verloor. En ons het deurgedruk. En ek is die Here vandag, waar ek sit hier ewig dankbaar, dat ek iemand soos Jacques in my lewe het, want jou supporting system is belangrik. Dis baie belangrik. Dit is hoekom ek is dankbaar ook so vir die mindsets wat ons het, want nie almal weet wat ons weet nie, nie almal verstaan wat ons doen en deurgaan altyd nie. So dit is belangrik om daai koneksie met die mense te hê. Ek sê mos dis my Carnivore familie, en ek sal hulle altyd, elke dag, enige tyd ondersteun. Kobus, ja, so, okay, so toe ons journey eintlik na 4 maande begin. Baie streng begin. En ek dink dit was 4 maande, 5 maande. Toe het ek ook net besef, die cholesterolpil waarop ek was, met die hoë vet wat ek eet, my brein sê vir my, dit maak nie sin nie. Ja. Jy kan nie hoë vet wil eet, en wil dink jy drink 'n demper om die vet te verminder nie, of die cholesterol te verminder nie, want daai 2 kombinasies gaan nie werk nie. So ek het baie impulsiewe besluit geneem, alhoewel ek dit met my dokter ook bespreek het, maar soos hy my stelselmatig wou afval, het ek gesê, nee, ek sit dit nou neer, en ek het my geloof net in die Here gesit, want jy kan dit net wil los nie. So weer eens wat sê ek, werk met jou dokter, en gaan stelselmatig af. Absoluut. En ek het nie vir 1 dag spyt dat ek dit gedoen het nie, want na die 6de maand, wat ek nou op Carnivore was, kon ek 'n onmiddellike verskil in my liggaam ervaar. En dit is toe ek ook een oggend opstaan en ek besef maar ek kan loop. Ek kan opstaan en ek het nie nodig om te wag dat my liggaam en my spiere registreer om te weet dat ek nou moet loop nie. En as ek vir die mense sê ek kon nie loop nie, ek kon nie loop nie, ek kon nie beweeg nie. Ek kon nie 'n koppie koffie vashou nie, want my gewrigte en my spiere was te swak in my liggaam, as gevolg van die cholesterolpil waarop ek
was. Kyk, en ek moet ook sê, dit affekteer elke persoon ook seker maar anders, maar ongelukkig het dit al my spiere in my liggaam aangetas. Wat ook sodaande veroorsaak het dat ek hart palpitations gekry het, want ek meen jou hart is ook 'n spier. Ja. So dit verswak as gevolg van daardie medikasies. Ja. Nou ja, so Kom om ons- by die medikasie wat aan te gaan, soos ek sê, die cholesterolpil was maar my doodsteek. Yes. En dan sodaande Ja, maar Joanne, Al die- sorry, kom ons staan net so 'n bietjie stil daarso. Hier is ons nou 'n klomp goed wat ons eers net so 'n bietjie by stil moet staan. En weer eens, wat 'n kragtige getuienis, nee, ek dink Jacques kan daarmee saamstem. Ek bedoel, as eggenoot, ek dink om dit te sien, jy weet, jou vrou wat jy lief voor is bedleyend. Jy weet, julle is jonk, mag ek maar sê hoe jonk julle is, nee. Of julle kan sê, Ja, baie makkelijk. julle kan maar sê, net nou raai ek heeltemal verkeerd. So, Kyk, ek self is 44 en Joanna is 45. 45. Yes. Okay. Yes, en ek dink as eggenoot om te sien hoe jou geliefde in so 'n moeilike posisie is en jy's magteloos. Jy weet nie wat om te doen nie. Ja. En die kwaliteit van lewe is weg. Die lewensvreugde is weg. Jy weet, soos jy daar gesê het, nou, jy het op die kant van jou bed gesit en jy het gebid dat die Here jou eerder moet kom haal. En ek dink, mens moet dit nie net sommer net gou-gou vertel nie. Dit is 'n groot ding wat daar eintlik gebeur het. Jy weet, hoeveel mense is nie net daar in daai selfe bootjie waar hulle voel, ja, ek kan nie meer nie, jy weet. En ek dink dis hoekom jou getuienis so bemoedigend is. Hierso as jy nou letterlik, julle albei, julle is lewendige getuies, absoluut lewendige getuies, en ek waardeer dit so dat julle getuienis gee, want iemand gaan hierdie getuienis nou hoor en dalk deel met iemand anderster. En dit is wat ons sê, weet, soos ek, dis myself te soos Frans Gerber se beld wat hier agter ons hang. Ek net vir Facebook wys, daar is ons, en vir TikTok wys, daar is Frans Gerber se beld, wat, hy sit ook in, ek gaan nog 'n live met hom ook nog doen, maar die realiteit is, sy rug was op teen die muur, en so is daar baie ander coaching vriende, soos julle, wat sy rug letterlik teen die muur was. Ek bedoel, jy het nou mooi vir ons verduidelik, jy kon nie eens beweeg nie, op 'n ouderdom van, wel, daai tyd was jy nou nog jonger gewees, so die was omtrent seker so 43, nee. Ja. En so die realiteit is, dit was 'n baie moeilike, ek kan net dink hoe moeilik was dit gewees. En ja, en op 'n dag na 6 maande die deurbraak, natuurlik soos jy nou verduidelik het, op 4 maande het hy nog steeds hierdie moeilike situasie beleef, amper moed opgegee, en dank Vader, Jacques het jou mooi ondersteun daarso. En ja, dankie vir die mindset bootcamps wat vir jou hoop gegee het en bemoediging gegee het. En weer eens, Joanne en Jacques, jy weet, dit is vir almal daarso. Die mindset bootcamps is vir almal wat coaching doen, maar nie almal pitch nie. Jy weet. So, en weer eens, die compliment gaan na julle toe, want julle het gepitch, julle pitch nog elke keer. En die realiteit is, dis elke ou se keuse, ek dink Jacques het dit nou gesê, dis elke ou se keuse om te pitch of nie te pitch nie, en ek trap nou op niemand se tone hierso nie, maar dit is jou keuse. Okay, daar's baie coaching vriende wat letterlik nie daar kan wees nie, want dit pas nie hulle ure nie, maar daar is baie wat dit na die tyd luister, moet ek ook daarom 'n lansie vir hulle breek. So dit is ook goed so. Maar die feit is, dit help. Die mindset bootcamps, ons kan nie daaroor stry nie. Ek dink dit het oor en oor bewys dat die bemoediging wat daar gegee word en die kennis wat daar gedeel word, is veel groter as net om 'n coaching sessie te doen. Dit is veel groter as dit. Ja, sorry, ek het nou alweer te veel gepraat, maar kom ons kom terug na die cholesterol ding toe. Okay, so toe het ons nou gesê, jy het nou daai besluit geneem om die cholesterolpil saam met jou dokter te los en eintlik so half bietjie op jou eie ook. En ja, en die realiteit is
dit was 'n groot besluit, né? Maar ek wil net voor ons nou die getuienis verder vertel, wil ek dalk net vir die mense wat nou luister, net verduidelik ook hoekom jy daardie verbeteringe ervaar het, want baie van hulle luister nou hierso en ek weet julle verstaan dit, julle verstaan hoekom het julle nou of jy nou verbeter, maar vir die wat nou wonder, maar hoe kan Carnivore nou al hierdie wonderlike goed doen, wat is nou aan die gang daar? Net in 'n kort sinnetjie kan ek maar net sê, dit is die inflammasie wat weggegaan het. So daar's inflammasie wat in die brein was vir die depressie en die angs, ons gaan nou by daai dele kom, wat weggegaan het. En natuurlik die cholesterolmedikasie, soos Joanne verduidelik het, in haar geval het dit al baie sleg geaffekteer en jy kan dit maar gaan Google. Cholesterolmedikasies kan mense baie verswak in hulle spiere, dis 'n mediese feit, dis nie 'n storie nie. So, en weer eens ook, maar net op 'n tegniese vlak, wat Joanne en Jacques reg gekry het, is hulle die glikasie weggevat van die hoë glikose vlak, hulle het nie meer al daai baie suiker geëet, en stysel en goed nie, maar meer daaroor sal ons in 'n coaching sessie praat, as jy dalk jy dan nou luister, en jy stel belang, dan kan jy my WhatsApp, en praat ons daaroor in 'n coaching sessie. Maar, Joanne, kom ons kom terug by jou wenne, so toe jy nou die cholesterolmedikasie kon los, en so van daar af, hoe dit toe met jou gegaan? Baie beter. Dit het liggie het begin aangaan daarboor, as ek dit so kan stel. En dan moet ek ook sê, binne 'n week wat ek die cholesterolmedikasie gelos het, het ek omtrent dadelik ervaar, dat my breinfog amper weg is. Ek kon, soos ek vir Jacques nou nog sê, dit is asof ek weer van vooraf kon dink en redeneer. Maar nou moet ek ook sê, in daai tydperk, het ek reeds met my dokter ook begin praat om sodanig my angs en antidepressante geleidelik af te kan bring. So, ek was reeds in daai proses om minder milligram te dink as wat ek reeds op was. So, ek het in daai tydperk het ek met my dokter gepraat en ek het hom gesê, ek wil dit goed los en hy het my gehelp met dit. Ek dink, dit was in 'n tydperk van 2 maande, wat ek dit van hoë milligramme tot niks milligramme gedrink het nie. Wow. So, voor ek verder wil uitbou met dit, ek wil net vinnig sê, ek was op cholesterolmedikasie, ek was op bloeddrukmedikasie, my angs, depressie, medikasie, ek was op asmapille. Ek het 'n asmapompie gebruik, ek was op 'n nebulizer. Ek was op voorgeskrewe pynmedikasie en oor die toonbank. Ek het IBS gehad. En ek was op suurverslappers ook, wat nog 'n baie erger ding was eintlik saam met die feit dat ek cholesterolpille gebruik het wat reeds die spiere afgebreek het. So ek het nou die dag daaraan gedink, dit was eintlik baie gevaarlik om die goed so te gebruik. Maar ek het nie geweet wat ek nou weet nie. En dan ek wil klem lê regtig op die angs en die antidepressante waarop ek was. Ek het nou agtergekom met die angs en die depressie. Baie mense het gesê, nee, maar jy kan nie eet soos jy eet nie, jou cholesterol. Dit word nou nog eintlik daar klem gelê partykeer. Maar omdat ek nou weet wat ek weet, is ek rustig daaroor en ek weet cholesterol is goed vir jou. Want dit is wat my brein nodig gehad het, is daai cholesterol. Want jou brein kan nie normaal funksioneer as jy nie genoeg cholesterol vir jou brein gee om te kan funksioneer nie. En ek weet nou, dit is hoekom die angs en die depressie kon opklaar, saam met die inflammasie, want daai 3 loop hand aan hand. So ek wil eintlik klem daarop slaan om te sê, nooit sou ek geweet het wat ek vandag weet, as ek nie Carnivore begin het nie. Want daar is hulp. En as jy saam met jou dokter werk om met jou medikasie minder te maak, saam met jou dieet wat jy
of sal ek sê leefstyl wat jy reg moet doen. Want jy kan nou nie net gaan suiker eet wanneer jy wil as jy karnivoor doen nie, want jy gaan die inflammasie gaan weer opkleer. Dan gaan jy weer breinvlak ervaar. Jy gaan weer angstig begin raak. Jy gaan dit is 'n siklus wat en dit gooi jou uit ketosis uit. So nee, om hierdie leefstyl te volg moet ons nie verkeerd eet nie. En soos ek gaan dit noem soos wat dit is, want hoekom ek dit kan noem is, ek het verkeerd geëet in hierdie 857 dae. En ek is bly ek het dit gedoen, want nou weet ek, wat doen dit aan jou liggaam, die oomblik as jy verkeerd eet. Absoluut. Veral, ek moet dit net doen, veral met die suiker, dit is soos 'n draak wat jy inkry. Dit voel of jy letterlik gedraak is, as jy iets eet wat jy nie moet nie. Ja. Alles in jou brein en in jou liggaam prikkel en jy voel skoon verboureerd. Nou, ek meen, as dit dan 'n goeie ding is om te eet, hoekom laat dit jou so voel? Vleis en vet en eiers laat mens nie so voel nie. Ja, absoluut. Dit laat jou goed voel. Ja, hoorie so, ek het nou net besluit, Jacques, ons moet 'n t-shirt maak, ons 3, en dan moet ons hom maak, nooit. En dan, en agterop, kan ons sit wat ons wil. Anyway, ja nee, weet jy wat, en Jacques, net om so 'n bietjie, net 'n ander perspektief op te gee, oor daai woorde wat jy nou gebruik het, oor daai nooit, en dit, vir die wat nou laat ingeskakel het, ons het hierdie video begin, of hierdie gesprek begin deur te sê, iemand het vir my gesê, ek moet nooit vir iemand sê, dat dieet depressie kan fix nie. Nou, weer eens, disclaimer, ek sê nie alle depressie kan met dieet reggemaak word nie, wat ek sê is Joanne, sy is hierso, sy getuig nou, het so gewerk, en soos ons weer eens gesê het, soos Joanne ook nou al baie gesê het, jy praat met jou dokter daaroor, en jou dokter pas jou medikasies aan, jy moet nooit jou medikasies aanpas nie, so daar het julle dit. Maar die feit van die saak is, hierdie is 'n baie belangrike gesprek, en dit is, en ek verstaan waar hy ou vandaan kom, hy is net, hy voel vir mense, en dit is goed om te voel vir mense, maar jy moet ook nie mense se hoop wegvat nie. En dis hoekom ek gereageer het, en dis hoekom ons vanaand praat, en dis hoekom ons die t-shirt gaan maak, en ons gaan sê, nooit, en agterop dink ek moet ons sê, mense se hoop wegvat nie. Yes, en dan so in klein geskryf, doen karnivoor. Of doen karnivoor reg, jy weet. En, ja, jy weet, dit is soos, het julle daai video gesien, sorry, ek wil nou af, van hierdie coaching vriend wat vir my gesê het, ek doen 'n coaching sessie met hom vanoggend, en Jacques, ek sê vir hom, hoe gaan dit met jou karnivoor? Hy sê vir my, it go like a jet, jy weet, dit gaan soos 'n jet. En ek sê, yes, dis mooi, ek sê ons moet 'n t-shirt maak, jou se naam is Jan, die vriend se naam is Jan, ek sê dan noem ons dit Jan se karnivoor, it goes like a jet. So ons het al 'n paar t-shirts, ons gaan 'n t-shirt van Frans se gesig maak, ons gaan 'n t-shirt van Gustav se gesig maak, ons gaan definitief 'n t-shirt van julle twee se gesig te maak. Karnivoor vir my, ons moet. En ja, kyk, ons gaan een van die dae gaan ons nou maar branding begin doen, hè? Ons gaan nou maar branding begin doen. En so, nee, sorry om julle in die rede te val, maar en dit is net, hierdie goeters, ek dink ons moet die gesprek ook bietjie geestelik nou begin vat, want ek dink Joanne op die einde van die dag net, en ek is so bly jy het gepraat oor die cheats wat wel gebeur het, maar en dankie ook dat jy deursigtig was daarmee, en ook dit so gepraat het op die mindsets destyds, en ek dink dit het ook vir sommige coaching vriende hoop gegee, in die sin dat hulle self deur daai struggles gaan, en dat ons dinge moet sê soos dit is daar op die mindsets, jy weet, as daar iets gebeur het, sê dit, jy weet, soos ons ook nou in die vorige live mindset gesê het, praat oor die swaar,
ons wil nie mooi broodjies, ekskuus tog, ons wil nie mooi broodjies vir mekaar bak nie. Anderster is dit mos nou 'n valse storie. Ons wil deursigtig wees, ons wil werklik wees. Dit is ook nog altyd die mindsets voorsien het om te wees, is dat dit 'n realiteit moet wees van 'n werklike refleksie, hoe dit werklik met mense gaan. As dit goed gaan met jou, sê dit. As dit nie goed gaan nie, sê dit. En julle weet, die mense praat en sê as dit nie goed gaan nie. En dan kan ons nog steeds op die einde van die dag vir mekaar perspektief gee en sê, okay, dit gaan nou nie so baie goed nou met jou nie, maar dit gaan ook nie hondsleg met jou nie. Jy weet, en dan kan mens daai berusting kry en sê, hoorie so, maar jette, ten minste maak karnivoor dinge beter, en dan voel die persoon ook sommer nou beter, want dan besef hulle, jette, maar flip, ek het 80% eintlik al reg gekry, en ek sukkel nou met die laaste 20, alhoewel daai laaste 20 voel dalk soos 80, maar jy weet, en dis waar die mindsets hulle doel bereik, jy weet. Maar kom ons vat die gesprek so 'n bietjie na 'n geestelike kant toe, tensy ons nou iets gemis het, Joanne, het ons iets gemis wat ons eers klaar moet praat? Kobus, nee, ek wil net basies maar al my wenne na hierdie tydperk ook net genoem het. Ja, seker. Go for it. Maar Go for ek it. meen dit ook geestelik invul, want Ja. weer eens, ek glo nog steeds die Here het hierdie ding op my pad gestuur, want waar ek nou is en waar ek was, soos ek vir jou ook al gesê het en soos wat jy my al gevra het, waar sou ek gewees het nou, as ek nie karnivoor begin het nie, en ek is bevrees, ek sou nie gewees het nie. In die toestand wat my liggaam was toe ek begin het, kan ek vir myself nie dink dat ek nog nie sou gewees het nie. Ja. En, Absoluut, ja. absoluut. Net om die wenne sover wat ek neergeskryf het, net so vinnig te noem, af van hoë bloeddrukmedikasie in samewerking met die dokter, af van asma medikasie, af van cholesterol medikasie, af van die nebulizer, af van 2 pynmedikasies, IBS wat weg is, en alles in samewerking met die dokter, maar weer eens, julle doen karnivoor reg, jy weet, en dis die beginsel, en so, in elk geval, ja, is daar nog ietsie wat jy wil bysê voor ons 'n bietjie oor die geestelike goedjies praat? Net vinnig. Ja, gooi. Jy het daai geneem. Ek het ervaar my vel is mooi, soos jy ook al gesê het. My hare, my naels groei, my energievlakke is uit die boonste rakke uit. Ek slaap beter, geen plaag. En dis nou waar Jock iets wou noem wat ek nou gaan doen. Ek was gister by die tandarts vir skoonmaak. Kobus, van 'n Jock my ken. As ek my tande laat skoonmaak het, moes hulle my doodsbyt. Ek het so seer gehad van die inflammasie in my mond en my gums het gebloei. Ek het gister my tande laat skoonmaak en dit was soos niks. Ek kon dit nie glo nie, ek was so geskok. En wat sy ook vir my gesê het, is my tande lyk mooi. Daar's geen plaag nie. Ongelukkig moet ek beamoen, ek is 'n roker, ons werk nou nog bietjie daaraan. So, sy het rookvlakke en koffievlakke van my tande afgehaal, that's it. My gums het nie eers gebloei nie, en ek skryf dit toe aan karnivoor, want suiker, ons weet wat doen suiker, ons weet wat doen die carbs. So, dit is net vir my absolute wen. Ja. En dan, ja, soos ek sê, my angs, breinfok is weg, sinus, ek is baie rustiger in my gemoed, my spatare word ligter, en ja, ek het lus vir die lewe. Ja, ekskuus, ek het nou nie eers genoem die depressie medikasie en die angsmedikasie wat ook af is nie, in samewerking met die dokter. Ja. Ja. Eerste, nee man, Joanne en Jacques, baie geluk met julle wenne. Jacques, net so vir die interessantheid, jy is 16 kg af, nee? Dis hy, Kobus. Yes. En hoeveel is jy af, Joanne, net vir die interessantheid?
Ek is nou, ek dink 13 of 14 kilo, so ek het daarom nie baie gehad om te verloor nie. Yes. Ja, dit is so, ek ook, selfe storie, ek het 12 gehad om te verloor, en mense verstaan nie altyd nie, mense kan min hê om te verloor, maar jy kan nog steeds hondsiek wees, jy weet. Ja. Maar kom ons praat bietjie geestelik, ek wil graag hierdie geleentheid gebruik, jy weet, om bietjie daaroor te praat, en veral, ek wil graag hê julle moet meer praat as ek, want ek voel ook, soos jy nou gesê het, daar is 'n geestelike paadjie, en jy weet, die Here het ook 'n geestelike paadjie met julle gestap die laaste tyd, en nog altyd, jy weet, soos, hy het dit nog met jou gestap van dat jy 'n babietjie is, jy weet, so, ja, so, en soos ek maar altyd sê, die bloudruk wat die Here vir jou gehad het, toe jy 'n baba was, is nog steeds dieselfde bloudruk, is nie asof die Here se plan nou vir jou verander het nie, is nog steeds dieselfde bloudruk, en ons moet net weer by daai plan uitkom, en ek dink julle kry dit reg, my opinie. Julle kan maar 'n bietjie gesels, ek het nou genoeg gesê. Ja, kyk, Kobus, kyk, as jy kyk, as ons die geestelike aspek vat ook, nee, onthou, soos jy gesê het, weet, sy het gebed ook gegee, weet, sy het met die Here gepraat, en weet, jy op die kar nie voor lewensstyl is op pad gestuur, weet, God works in very, very different ways, en dit is regtig so, Kobus, en dis kom ons ook so dankbaar vir die coaching vriende, weet, wat, hoe gaan ek sê, wat altyd inskakel, wat wel daar is, weet, is mense wat Christelik georiënteerd is ook, want jy gaan moet gebed inbring, weet, dit is nou maar my insiening, Joanne se insiening, weet, daar's niks wat ons nie kan doen sonder die Here nie, weet, en die karming voor lewensstyl ons doen is net 'n pluspunt. Ja. Maar ons is dankbaar vir die Here in ons lewe en om hom te kan dien. Ja. En ek dink ook, Jacques, sorry om jou in die rede te val, en maar is baie waar wat jy daar sê, en ek dink, die hele beginsel is, baie mense bid, laat die wil van die Here moet gebeur, of hulle wil in die wil van die Here wees, maar, nou eet hulle vir die Springbok span, jy weet, hulle eet vir die plesier, hulle eet vir die geselligheid, en dit gebruik ook alkohol en al die goeders, maar hulle bid dat die Here se wil moet gebeur. Nou, en ek weet dit is 'n baie touchy subject en goeders, maar ek dink op die einde van die dag moet mens eerlik wees oor dit alles, en mens moet 'n kolle spade, man. Weet, en soos julle ook weet, maar julle beginsel oor, ek het baie coaching vriende wat predikante is, ek het vandag met Isak 'n coaching sessie gehad, baie nice, julle ken hom, jy weet, en, Dominee, en hy stel so 'n mooi voorbeeld vir sy gemeente, hy is op sy matriek gewig, hy sal naby aftree ouderdom, en hy gym, en julle sal hom heel waarskynlik Sondag oor praat weer, op die Carnivore Riglyne Bootcamp, ek hoop hy is daar, in elk geval, maar die feit van die saak is, mens moet 'n voorbeeld stel, en dis die ding waar ek nou maar my 2 cents in die hele storie is, walk the talk, man. Jy weet, as jy vir my wil sê, jy is geestelik, okay, fine, maar baie mense sê hulle is geestelik, maar waar is jou voorbeeld? Jy weet, en baie keer is dit soos, val met mense wat hulle uitgee om geestelik te wees, soos byvoorbeeld predikante, ek bedoel, dis hulle beroep, maar hoe lyk jou leefstyl? Hoe lyk jou liggaam, jou tempel, weet, baie van ons glo nou mos maar, die liggaam is die tempel van die Here, en okay, jy glo dit, maar glo jy dit? Doen jy dit? Jy weet, hoe lyk daai enetjie nou? Nou, as iemand nou hierna luister, stuur asseblief hierdie video vir jou predikant, en, jy weet, en die realiteit is ons, ek praat baie hard met die predikante ook baie keer, soos julle weet, dat as die predikante glo, en die predikers en die geestelike mense, as hulle glo daar's 'n roeping op hulle lewe, en Jacques, ons almal het maar 'n roeping op ons lewe, maar dink julle nie ook, mens verkort daai roeping deur verkeerd te eet nie, jy weet?
deur 10 jaar, Absoluut. ja, 10 jaar weg te vat, miskien diabetes of Alzheimer's te kry, en ja, dit word veroorsaak deur diabetes, hoor, en hoë suiker, inname. en die realiteit is, Joanne, ek dink die boodskap vir die aand is, doen net jou deel. Ja, bid. Dit is goed om te bid en is goed om geestelik te wees en dit is absoluut belangrik. Dit is lewensbelangrik om geestelik te wees. Maar is ook lewensbelangrik om jy weet, jou gesondheid in orde te kry, sodat hierdie wonderlike liggaam wat die Here jou gegee het, tot sy volle potensiaal kan kom en vir jou 'n voertuig kan wees om die werk van die Here dan te doen. Jy weet, ek dink dit is belangrik. Ja. Definitief, en om gedissiplineerd te wees. Net soos wat jy in jou Christelikheid gedissiplineerd is, so moet jy in jou lewenswyse en styl en dit wat jy eet, gedissiplineerd wees, want dit kan 'n mens se afgrond beteken. Absoluut. Of jy nou in die wêreld ingaan en of jy nou verkeerd gaan eet. Ja. Daardie twee kombinasies kom net vir my by mekaar. Ja. Want as jy gedissiplineerd is en jy gaan doen wat reg is, glo ek en ek weet, die Here gaan jou seën in daardie opsigte wat jy committed bly. Absoluut, absoluut. En Joan, jy het ook nou 'n ding aangeraak en toe het jy gepraat oor verslawing, suikerverslawing spesifiek. Ja, en ek dink daar's baie mense wat daarmee kan vereenselwig. En ek wil vir hulle sê dat, onthou, karnivoor is die manier om ontslae te raak van dit, soos Joan gesê het, want jy eet nie meer daardie soetgoed nie, so jou opportunistiese bakterieë gaan dan afsterf, en dan voer jy die goeie bakterieë, die proteïene en die vette bakterieë, en jy raak ontslaaf van daai cravings en daai tipe dinge. So dit bring my by die ander tema, en dit is bevryding van die mens. En dit is waarmee julle ook besig is. Julle projek is ook maar bevryding van die mens. Dis waarmee jy besig is, jou hele lewe eintlik, maar dis ons almal se ding wat ons maar mee besig is op die einde van die dag, is jy poog om by daai bloudruk uit te kom wat die Here vir ons het, om dit te onthou en dit te probeer nastreef na die beste van ons vermoë. En ek dink in my opinie, ek dink karnivoor kan deel wees van daai bloudruk. Dis my opinie. Ja. Maar ek is 'n lewende getuie, dit is. Ja. Want weer eens, ek sê, as die Here nie hierdie dinge op my pad gestuur het nie, het Job my seker gevra om dit nou net blynrigheid te sê, want ek was op breekpunt, ek was klaar, ek was klaar. Ja, Joan, my kind, hulle weet kan nie voorwaark, want hulle het gesien wat met hulle ma gebeur het. En hulle het sien hoe die Here my deurgedra het en my wysheid en insig en leiding gegee het. Yes. Ek meen, dit is een van die redes ook hoekom ek weet jy op ons pad gestuur is. Dankie Joan vir die bemoediging. Nee man, net om die gesprek af te sluit. Ek is so dankbaar oor julle vriendskap en oor julle paadjie wat julle met my stap en die weer eens die baie kere wat julle getuig. Jy weet, en dit wys vir my julle is onselfsugtig en dit wys vir my julle wil mense help. Ek dink julle is julle gee om vir mense. Ek dink dit is hoekom julle hier is vanaand. En soos ek maar altyd sê, dit gaan oor die volgende persoon. Dit gaan oor iemand anderster wat ook hierdie boodskap gaan hoor en bemoedig gaan word. En dis al wat ons het, Jacques en Joan, is ons het net ons storie. Ons het ons storie en ons kan ons storie vertel en dis al wat ons het op die einde van die dag. En maar julle het 'n kragtige storie en dit is vir my 'n groot voorreg om deel te wees, 'n bietjie deel te wees van dit. En baie dankie. Dit is net vir my baie lekker en ek is regtig geëerd om julle te ken en so ook die coaching vriende. Jy weet, dit is julle is nou maar deel van die meubels. Sorry, Jacques. Ons het julle nou maar geannexeer en regtig, weet jy wat, Jacques, julle is regtig deel van iets groters
As ek dan ook dink aan alles wat aan die gebeur is, hoe die coachinggroep van krag tot krag gaan, ook met die World Nutritional Summit en al die dinge wat julle ook deel van is. Ek gaan definitief julle name noem daarso, terwyl ek die speech gee, want omdat julle storie so kragtig is, jy weet, en ek dink, dit is een van die dinge waaroor ek gaan praat, is definitief die coaching vriende se wenne, want dit is lewensveranderend, en ja, ons doen dit in Afrikaans, en nou ook môreoggend 4:30 in Engels, anyway, maar nou ja, is daar nog iets wat julle tot die gesprek wil byvoeg? Ja, Kobus, ek dink van my kant wat jy nou nog genoem het ook, is, kyk, en dan kom jy terug na jou, hoe as jy jou verslawing weet, dat sê genoem het oor die suiker, maar nou wil ek weer terugomvat na alcohol toe. Ek meen, ek was 'n drinker gewees, weet, het sy 'n geleentheidsdrinke, en ek meen, van ons oorgeskakel het na die carnivore lewenstyl toe ook, alcohol is uit, so, Ja, jy het daai urge om te drink. ja, jy's meer lus om te drink nie. Regtig waar, weet, Kobus, so, dit is ook een van die positiewe goed wat vir my ook weer uitgekom het. Ja, dit is moeilik om het, is regtig moeilik om het te beskryf, Kobus, maar weet, as iemand werklik die pad stap die carnivore, en dis ook al met van ons carnivore vriende geluister het ook, weet, is, hulle los hulle drank. Weet, as hy op die carnivore gaan, dan los hy die drank. Dit is maar net, dit is amazing, weet, so daar is nog een van die wenne wat dit is, Kobus. Absoluut. So, ja, dit is net genuine amazing, en soos ek sê, weet, en dit is ons praat van die geestelike deel ook, is waar gebed ook inkom. Absoluut, absoluut. Ja, dit is 'n kragtige stelling wat jy daar maak, jy weet, en weer eens, dankie vir jou voorbeeld, en dit is lekker, dit is iets wat ons ook saam bind, jy weet, dit is nie net die carnivore nie, maar dit is ook die geestelike deel, en ek dink dit is wat al die coaching vriende, soos Joanna nou gesê het, dit is soos 'n familie, ons is regtig 'n konservatiewe groep mense, op die carnivore ketovore coaching, en ja, mense vind dit aangenaam om daar te wees, en dis hoekom hulle kom, jy weet, ons doen so baie bootcamps, ons doen letterlik 6 bootcamps 'n week, as jy die live bytel, saam met julle sin, en nou is dit so 7, jy weet, en dit is net eintlik ridiculous, maar anyway, ons doen dit, so, en die mense, hulle is daag op, Jacques, jy weet, en niemand word geforseer om daar te bly nie, soos julle weet, die mense wil graag dit bywoon, soveel hulle kan, en ons is dankbaar oor dit, regtig. Ja, want jy het ook 'n hele lange lys nou van bootcamps al, ek dink sal hier in die 90s of 80s, nee? Ja, ons trek nou juist die carnivore riglyne bootcamp is either die 99ste een of die 100ste een, ek sal net moet seker maak, maar dit is die opvoedkundiges, en ja, so, ons is dankbaar oor dit. Ja. Alright, is daar nog ietsie wat julle wil byvoeg? Is daar iets wat julle wil sê? Ja, net 'n positiewe ding is, jy weet, as daar ook nuwe carnivore is wat luister, en mense wat besluit om wel carnivore te gaan is, indien jy voel jy val af, of jy het afgeval en jy het verkeerd geëet, laat jou volgende ete net weer carnivore wees, en dit is waar jy jou mindset net weer moet reset. Absoluut. En ek dink om aan te laat by dit, is die gesprek wat ek dink gisterand gehad het of so, wees eerlik met jou, en ek dink jy nou nog nie, wees eerlik met jouself. Ja, absoluut, wees eerlik met jouself, en soos Joanna nou gesê het, kom terug na jou carnivore toe, as jy afgeval het. Jacques, ek sê vir julle baie dankie, dit was nou 'n kragtige getuienis hierdie, en gister, julle word net beter en beter. So, julle moet nou maar public speaking oorweeg vir 'n beroep, want julle is motivational speakers, hoor, sommer nou net so. Hoorie, baie dankie. Ja, maar dit gedoen het, want ek sou in die lewe nooit so gepraat het nie. Nooit. So, nee, maar fantasties. Hoorie, so julle baie dankie, en dan sien ons Sondag dan, as julle dit kan maak by die Carnivore Riglyne Bootcamp,
En ja, wie ook al wakker is 4:30 môreoggend kan my join. op hy Google Meet. As hy. Alright, julle moet mooi bly. Dankie Jacques, dankie Joanne, mooi bly. Goed gaan. Dankie julle. Bye. Ja, dit was nou 'n lekker gesprek gewees. Dankie vir almal wat hier was, by die live ook. Groot waardering. Nicoline, baie dankie dat jy ook hier was en almal wat hier ingeskakel het. Groot waardering. Christopher, almal van julle, baie dankie. En ek sal hierdie opname dan deurstuur vir almal. En mooi dag daarso.